Goeienaand, ek wil 'n dringende saak met julle praat, maar ek soek eintlik gebed. Hoor gou mooi. Mense, vergeet nie, vandag is 29 jaar die aborsies. Daar is partye, kyk die Vryheidsfront, almal hardloop nou van die DA af Vryheidsfront, daar sê hulle grondwet, duidelik. Hulle is nie teen LGTB nie, so hulle is ook nie 'n godparty nie, hulle lieg van hulle Christelike waardes. Dis chaos. Hierdie back and closure, mense, ek is nie hierdie groot boere, ek het krokodille, wat nie kan back and closure kry nie, maar wat groot geaffekteer word, as slagpale toemaak, dan kry ek nie vleis nie. Ek is ook van dit afhanklik, daarom voel ek dit, toe hulle die slagpale hier om my begin inspekteer. Dank God dat ek nog volgende week kan kry. Ek het 120 varke, maar so het is so groot situasie nie. Maar my hart gaan uit vir Suid-Afrika se mense. En hoor gou mooi, ek kom hier nou, ek is nie by #HopeForSA meer 'n amptsdraer. Ek is nie by ACDP amptsdraer. Ek sê net altyd ondersteun die Christenparty. So ek kom hier nou met politiekie. Vergeet nou politiek. Ek sal altyd 'n drukgroep bly. Dat ek opdruk. Soos vanoggend se preek kan julle gerus gaan kyk. Dit is hier op my page. Ek sal altyd opdruk. Ek sal altyd inmeng, want dis my Christelike plig om te sê wat doen Steenhuisen, soos hy nou net gryns lag. En sê, vat hulle my hof toe, dan wag die boere maar nog 'n maand vir medisyne. Is jy verdom stupid, Steenhuisen, en hierdie klomp DA mense wat vir jou gestem het, jou voters, wat so van die pad af is, en die wou luister nie nou wegkruip hier in skaamraakie, julle het nie verdomp ore gehad nie. As boere wat hulle self doodskiet, hier bel 'n boer my nou, hoor my mooi, laat my vrou sê, gaan uit met die telefoon, ek kan nie dit luister nie. Die boer sê, dat die melkkoeie op hulle knieë kruip in. Los hulle, gaan hulle mastitis kry, en ook siekte kry. Hulle moet hulle uitmelk, hulle verdoof hulle, en as hulle verdoof, dan pyn hierdie melkkoeie. Dat een melkboer sê, bring iemand anders, ek kan nie my kudde skiet nie, maar skiet julle hulle maar dood. Back and close. Terwyl 'n minister kruip by Cyril Ramaphosa, nie meer sy mond kan oopmaak nie meer kan oor pala praat nie, want hy het 'n posisie gekry. Die ding weet nie wat is boerie, man. En noem my ek beledig. Hy is besig as boere wat sterf, as boere 2 weke hulle self doodgemaak. 'n ander boer bel, 18.000 varke, met 16 gewere skiet hulle dood laasweek. Mense bel my oor hierdie ding. Toe ek het opsit vandag en gister op Facebook, praat oor back and closure, veeartse bel my. Hulle vertel my stories, wat jy sidder, jy gaan in die huil. Nou die ding is, almal van ons sê, genoeg is genoeg. Kom ons doen iets. Nou wat doen ons? Ja, ons wil opstaan, ons wil gaan vrek skiet. Maar ons is Christene, ons kan nie dit doen nie. Nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. Wanneer die oorlog uitbars is 'n ander saak, dan het ons die name. Maar, nou kan ons nie dit doen nie. Hoor jy my? Nie deur krag of geweld nie, ek en jy kan nie met 'n geweer loop in van Steenhuisen of mense skiet nie. Bid het baie krag. Maar almal sê hulle bid. En as jy hulle mooi vra, het jy toe gebid? Nee. Ek stuur maar net die WhatsApp aan. Ons kan nie net stil sit nie. So ek gaan nie onder 'n politieke party nie, sommer onder my eie naam. Ek het Wave Movement gestig, is nie 'n politieke party nie, soos AfriForum, so iets, dis in baba skoene. Ek gaan hierdie week net gou Egipte toe, Ethiopië toe, Israel toe, en Bethlehem by die Palestynë, om iets te gaan doen. Dan kom ek terug, dan gaan ek iets beplan later in Februarie. En by die parlement in Kaapstad gaan staan. Al staan ek daar vir 3 dae net met 'n T-shirt en ek roep uit, stop back and closure. En van julle kom staan by my. Maar ons kan nie stil sit in ons huise nie. Daarom wil ek julle vanaand vra, klim op 'n Facebook en praat. Stop hulle om te stem vir die DA. Stop om hulle te stem vir die Vryheidsfront. Stop om hulle te stem vir
hierdie partye wat so belieg, ondersteun Christenpartye. Ek sê weer, ek staan nie hier vir politiek nou nie. Ek wil hê die boere moet medisyne kry. Die diere gaan dood. Boere maak hulle self dood. Ek roep uit. Spreuke 24 vers 11 en 12 sê, roep uit vir hulle wat op pad slagpale toe is. So roep ek vir aborsie uit, maar ek roep vanaand vir die boere uit, die bruinboere, die swartboere, die witboere, die Indeerboere, wat diere het, wat môre niks het nie. Hier kom hongersnood in sy erge vorm, want prys styg, vleispryse styg, melk styg, daar is nie aanteel nie. Stoetdiere word doodgemaak. Kom ons dit agter. En Steenhuis sit en maak 'n joke van dit. En dan kry ons waaragtig mense wat nog vir hom stem. Ek sê nou vir jou, as jy nog vir hom stem en vir sy party, voel jy ook niks vir 'n boerie. Ek sê jou dit. Hy man maak met die boere net wat hy lag. Kyk hy video. Hy lag as hulle my na hof toe vat. Dan wag hulle nog 'n maand langer vir hulle medisyne. Spiteful. Hy het die mag in die hand saam met Cyril Ramaphosa. Ek verbreek vanaand in die naam van Jesus Christus Steenhuis se mag. Ek breek die DA se mag. Hulle wil ons, soos iemand vandag gesê het, hulle maak 'n boer mak, 'n makboer. Kan hy beheer? Moenie mak raak nie. Vanaand sê ek vir julle mense, ons is Christene. En 'n Christen bly nie stil nie. 'n Slap Christen bly stil. 'n Kerksitter bly stil. Maar 'n Christen gaan ook kerk toe. So hoor my baie mooi. Sê vanaand, ek gaan net Dinsdag, Woensdag weg Egipte toe, en Ethiopië toe, en Palestina toe, en daai gebied, en Israel. Oomblik as ek terugkom, ek sal bid in hierdie tyd, wat gaan ons doen? Stuur vir my nou op hierdie comments, wat sê julle? Wat moet ons doen? Sal julle as ons afgaan, of moet ons nou poort toe gaan, waar eens op 'n tyd iets aangegaan het, sal dit help, en daar gaan toi, gaan brand ons 'n tyre voor die parlement, kom ons gaan doen iets, skryf ons t-shirts wat uitroep vir ons boere, en sê, help ons boere, en as ek praat van 'n boer, sê ek weer, ons gaan nou nie rassiste raak nie, vir alle boere, met alle rasse, gee ons voor hom. 'n Indeerboer wat sy beeste verloor, is net so erg, as 'n wit boer wat sy beeste verloor. Dit affekteer alles. Ek boer met krokodille, wat nie gesplete hoewe het nie, maar dit affekteer my, want ek kan nie vleis in die hande kry nie. So, sal jy hier asseblief sê, wat dink jy, wat moet ons doen? Bid vanaand. Maar stil sit kan ons sê, ons kan nie sit wow oor Steenhuis nie, ons moet iets doen, anders moet ons 'n kwaai veldtog deur die land maak, moenie DA stem nie, wat hulle gaan doen, net voor die verkiesing haal vir Steenhuis af, sit 'n ander een en dan vat hulle weer julle minds. Nou sê party, okay, ons hardloop vir oom Pieter Groenewald. Oom Pieter Groenewald het die video aangebring wat hy gesê het, hy's die eerste ou wat vir die gays regte gegee het in Suid-Afrika. 'n Geveg het vir hulle. Wil julle nou by God wees? Weet jy, met hierdie nasie moet ons hard praat. So sê Max Gil, daar staan in Jesaja 58 vers 1, roep uit jou keel uit, en hou nie terug nie, en verkondig aan my volk hulle oortredinge. En ek wil nou vir jou sê, van die DA hardloop jy nou weer na die gays toe, dan wil jy weer sound toe hardloop, dan sound toe, kan ons nie 'n slag na God toe hardloop nie. Jy het Christenpartye, ondersteun hulle. Maar vergeet dit nou, ek werf nie stemme nie, ek is hier, om vir die boere op te staan. Soos ek sê vir al die boere. En dan wil ek met die boere praat. Boer, en ek gee jou nie vanaand skuld nie, maar waaragtig, as jy jou mielies afhaal, as jy jou beesoes afhaal, as jy jou skaapoes afhaal, wil jy nie vir God jou 10de gee nie. Wil jy nie 'n slag nie baar toe gaan nie. Ek praat met die boere wat gaan suip, nadat God vir hulle dit gee. Suid-Afrika draai terug na God toe. Klim wind jy uit die bakkie uit, wat pa gekoop het. En kyk neer op die armes. Nee, boer laaitie, dit is ook nie van God nie. Ons gaan vir julle opstaan, maar julle, wat arrogant is, met julle arrogantheid los. Almal is arrogant hier, hoor my mooi. Ek is baie lief vir boere. Maar as party, jy gee vir God se saakjie om, jy koop die Bybelsie, jy koop die traktaatjies, jy ondersteun die uitreikingsie. Jy gee so bietjie vir die kerk nou en dan.
maar jy syp uit. Dit moet ook stop. Mense, ek sal nie stil wees, jy vloek my maar. Suid-Afrika stop jou sonde, want die oordeel van God is hier. Lief vir julle, gee om vir julle. Sit asseblief daar neer, wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Asseblief mense, wat kan ons doen? Sit daar neer, want ons mag nie geweld doen nie. Hierdie goed kom naby. Hierdie goed begin kom naby. Ons kan nie net gekrap word nie. Ons mag nie geweld doen nie. Deur sy gees. Maar baie antwoord my, bid. Baie antwoord dit opreg, en baie antwoord dit uit luiheid. Want hulle sit hulle huis, daar bid hulle nie eers nie. Dit is maklik om te sê, julle moet bid. En jy doen dit nie. En jy sê dit uit luiheid. Kom ons doen iets. Nou in Suid-Afrika. Wat swart en bruin na almal. Jy kan mos nie vir die EFF stem as jy sê jy is 'n Christen nie, man. Jy kan mos nie vir die ANC stem as jy sê jy is 'n Christen nie. Jy kan nie Vryheidsfront en DA in hierdie wat is Gayton McKenzie se striks met sy Bybel in sy hand, maar die duiwel onder sy arm. Julle kan nie dit doen nie. Draai na God toe. Geef my idees, die Here seën. Suid-Afrika moet draai, julle hoor my woorde. Ek het gesê, hier kom hongersnood. Hy's hier. 13 miljoen kry honger deur die week in Suid-Afrika. 2 miljoen gaan slaap elke aand honger. Kom ons doen iets. God seën.